Daar sê, kom ons doen die tweede helfte gou-gou van die program. Baie welkom die wat nou nie was nie. Ons is besig met 'n program van Breek Vry van Verslawing en ons het ook hier 'n groep jong mense wat saam met ons kamp, 'n oorlewingskamp en ons leer om te oorleef sonder verslawing. Goed, ons gaan nou openingsgebed hê en dan gaan ons weer liedjies sing en 'n spesiale item en dan gaan ons voort met die aanbieding. Ons gaan nou vra, moet ons staan? As julle kan staan, dan het ons 'n openingsgebed. Ludwig sal die openingsgebed vir ons hanteer. Dankie. Sluit die oë. Jesus, dankie vir die heerlike dag hierso by die kerk. Dankie dat ons nou hierso leer van verslawings, Here. Dit is in ons almal se lewens en help dat ons sal dit los en meer aan U dink. Help dat ons die boodskap sal lees en help dat ons sal evangelisasie werk doen. Here, U se koms is naby, die werk is baie en die werkers is min. Here, ons vra dat ons sou nou mooi luister na die tweede helfte van verslawings en Here, help dat ons sal dit toepas in ons lewe, Here, en ons bid dit alles in Jesus se naam doen. Amen. I know
it's not what I do. Jesus, it's all you. Sometimes I stumble or choose the wrong way, but you always call to me. You say I'm your child and you draw me so close, right where I want to be. So I'll take each step, day by day, learn to know you more and more and more. Standing in your glorious light, I see all my stains, but shame is gone, my fear is lost, 'cause you paid the cost. Jesus, your beauty is what I desire. Your love ignites my fire. Sometimes I stumble or choose the wrong way, but you always call to me. You say I'm your child and you draw me so close, right where I want to be. So I'll take each step, day by day, learn to know you more and more and more. And I will spend my days just gazing at your wondrous face. You give my feet new strength to cross the stepping stones, and eagle's wings to soar into the air. Sometimes I stumble or choose the wrong way, but you always call to me. You say I'm your child and you draw me so close, right where I want to be. So I'll take each step, day by day, closer still to your strength. Learn to know you more and more and more. Ons gaan met die volgende aanbieding net aan, die volgende fase. Ek en my vrou is nie experts op hierdie gebied nie, so julle moet ons nie te moeilike vrae vra nie asseblief. Ons het net 'n passie daarvoor en ons het ook kinders wat daardeur gaan. Ons het 4 kinders. Die tweede oudstes is al getroud en ons het kleinkinders daar. En dan het ons hierdie 2 ander. Hulle is in Engeland gebore. Die eerste 2 is in Suid-Afrika gebore, toe gaan ons Engeland toe, en die tweede 2 is in Engeland gebore, so hulle is Britse burgers, ons spot hulle altyd daarmee, en nou is hulle weer word in Suid-Afrika groot, en hulle sê hulle is nie souties nie, hulle is boere, so in elk geval, daar sy, so, en nou het ons 'n passie daarvoor om hulle ook te help, van verslawing en bevryding en alles, en ons sukkel almal maar met iets wat ons op steun, en ons moet eintlik net steun op Jesus. Alles kan laat gaan en steun op Jesus. Het almal hulle selfone gekry, daar was een selfoon wat nog agtergebly het, ek het al gewonder wat het geword van die eienaar, maar ons het die eienaar opgespoor, so baie dankie dat julle gewillig was om julle selfone in te handig vir die eerste deel. So, hoe weet jy of jy verslaaf is aan iets? Maak nou nie saak wat dit is nie. Maar daar is sekere vrae wat jy jouself kan vra. Doen jy dit gereeld alleen? Maak jy verskonings vir jou gedrag, vir jou verslawing? Vind jy dat dit moeilik is om te stop? Vind jy dit moeilik om dit selfs net minder te doen? Is daar miskien iewers in jou familiegeskiedenis of 'n voorbeeld van iemand wat dit in jou lewe gebruik? Want dit kan 'n negatiewe invloed hê op jou. Hoe
reageer jy wanneer iemand jou verslawing wil wegvat, jou vice, jou slegte gewoonte wil wegvat? Hoe reageer jy as iemand jou foon wil wegvat? Ek moet sê, julle was oulik vanmôre, maar probeer gou 'n tiener se foon wegvat, kyk wat gebeur. Ek dink die internet is vrot van hierdie videoetjies waar jy sien hoe gooi daai klein dogtertjie of seentjie 'n tantrum, omdat hulle ma of pa die selfone wegvat. Nee, ons sien dit gereeld. Word jy aggressief, gewelddadig wanneer jy hierdie ding doen? En beïnvloed dit jou lewenstyl of jou dieet en jou fisiese voorkoms? Kom jy in versoeking om dit te doen terwyl dit eintlik onvanpas is, jy moet iets anders doen. Maar nou is jy die hele tyd besig om terug te gaan na hierdie verslawing toe. So dit is net gedagtes wat ek hê julle moet aan dink, want partymal dink ons is nie eintlik verslaaf nie. Ek is alright, dit is, ek drink dit so 1 of 2 keer 'n week, of ek doen dit so 1 of 2 keer 'n week, of ek het my foon onder beheer. Maar as jy jouself eerlik hierdie vraag gaan antwoord, gaan jy agterkom dat jy aan baie meer dinge verslaaf is wat jy eintlik besef. Dit neem 'n vasberadenheid en uithou vermoë, vat ook tyd en 'n sterk wil en baie genade van bo en geloof om verslawing te verbreek. Maar dit is wel doenbaar. 1 Korintiërs 2 vers 5 sê, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. In die krag van God. Amen. Moenie skaam wees om vir hulp te vra nie. Daar is professionele berading wat mense nou kan gaan. Daar is mense wat spesialiseer op dit en dit is waar ons inligting maar ook vandaan kry om dan daai spesialiste te gaan luister wat hulle oor praat en dan leer ons ook daaruit. Daar's stap vir stap programme wat jy kan volg, onder andere het ons 'n boekie saamgestel hierso wat jy die program kan invul en die antwoorde daar kan neerskryf wat jy ervaar en dis 'n program om jou te laat besef waarvoor is jy afhanklik. Daar selfhelpprogramme, soos ek ook gesê het. En die beste manier is eintlik 'n ondersteuningsgroep of 'n Soos ons hier gesien het vanoggend. Hulle het mekaar ondersteun eintlik hoe om bubble wrap in die hande te kry, maar jy moet kan ondersteun om mekaar te help in die probleem. Het help nie jy probeer alleen op jou eie eiland nie, maar almal stuur nog steeds vir jou boodskappe en dingetjies wat jy moet kyk. As jy bewus is van 'n persoon wat wil ontslaa raak van digitale verslawing of so iets, moet jy bewus, moet daai mense ook nie meer vir jou baie boodskappe stuur om jou te verlei en mislei nie, om mekaar te ondersteun. Dit help nie jy's verslaaf aan sigarette en jou maats wil jou heeltyd 'n sigaret voer nie. Dit Want jy die verkeerde maats, soek ander. Kry ander vriende, ander maats, 'n ander ondersteuningsgroep, hulle ondersteun jou nie. Om 'n verstandelike besluit terapie te kry in jou verstand, kognitiewe besluit. Dit vereis 'n totale verandering in alle aspekte van jou lewenstyl en 'n kombinasie van 'n besluit en 'n wil en al die bogenoemde faktore. Wanneer ons rookstaak klinieke aanbied, dan sê ons altyd vir die mense, verander jou hele omgewing. Want onthou daai bospaadjie, hy's deurgeloop. So in 'n oogwink gaan jou brein hom volg. Maar as jy jou omgewing verander, hoe jy opstaan in die oggend, wat jy eers te doen, selfs jou kamer skuif, kan jou help dat jou brein nie onmiddellik daai paadjie gaan van waar is my sigarette nie, of wat ook al na jou foon nie. So verander jou roetine, verander dit wat maak dat jy maklik in daai paadjie ingly. Verander dit. As dit koffie is, skuif die ketel, vat die ketel weg, of sit hom op 'n ander plek. Verwyder die koffie uit jou huis Vat die uit. bekers weg. Kry 'n alternatief. Kry iets heeltemal anders wat werk vir jou. Wat werk, ja. Dit vat omtrent 3 weke om 'n nuwe smaak te ontwikkel en om 'n nuwe gewoonte te begin. So as jy 'n vaste besluit neem en sê, ek gaan my koffie los, nou maar net 'n voorbeeld, dit kan enige verslawing wees. Maak dit vir jouself makliker deur die goed te verwyder
En besef, in die begin gaan die alternatief nie dieselfde proe nie. Praat met jouself. Sê vir jouself, hierdie is die goeie goed, ek gaan dit doen, ek gaan dit probeer. En daardie is sleg vir my. Ek kies om hierdie nie te drink nie. En vat dit weg. So, het daai gesprek met jouself oor die saak en besluit, neem 'n vaste besluit daarin. En dan kyk ons na triggerfaktore, want wat ek nou genoem het, is almal triggers. As jy opstaan en jy sien jou sigarette daar, of jy gaan kombuis en jy sien jou koffie daar, of jou foon iewers, daar's triggers wat dit vir jou maklik maak om terug te val in die verslawing. Dis daai notifications wat jy kry. Ja, jy kan jou notifications afsit. My dogter het al notifications afgesit. Dit is baie moeilik om na te kry, maar ek gaan na dit. So, daar is dinge wat jy kan doen dit. Vind uit. As jy vasbeslote is om vry te breek, as jy daai vaste besluit geneem het, maak dit vir jouself makliker deur die versoekings weg te vat en let op hierdie triggerfaktore wat jou kan laat terugval in jou slegte gewoonte. As jy honger is, as jy kwaad is of ontsteld, as jy eensaam is, as jy moeg is. Daar's nog ander, maar die interne faktore is almal die emosies, die gevoelens, die gedagtes, herinneringe. Hierdie is 'n sterk trigger. Jy kom by vriende en jy het vir die verlede saam wat ook al gedoen. Nou herinner dit jou. Of dan kom 'n liedjie op die radio en jy kom terug in daai herinnering van wat gebeur het in die tydperk toe daai liedjie gespeel het. En dit trigger die behoefte aan jou ondeug, aan jou verslawing. So, wees bewus daarvan en verwyder hierdie goed daadwerklik uit jou lewe uit. Vra jou geliefdes om jou saam met jou te werk. Sê vir hulle, sê vir mense, ek gaan hierdie ophou doen. Ek gaan ophou game, ek gaan ophou koffie drink. Want dit veroorsaak dat daar sosiaal 'n barrier van beskerming om jou gebou word. As jy vir mense gesê het, want jy gaan nou 'n bietjie gesig verloor, as jy gesê het, jy gaan ophou, maar nou is jy alweer hier, nê. So dit maak dit vir jou makliker in die toekoms, om te sê, ek het mos gesê, ek gaan dit nie meer doen nie, ek hou daarby. Dan staan natuurlik eksterne faktore. Maar Satan weet dit ook. Ja. En Satan gaan sorg dat hy daardie triggers terugplaas in jou lewe om jou te toets. So jy moet wakker en jy moet kyk dat jy kan staande bly, want Satan gaan dit probeer. Daai stresvolle situasies, daai sosiale byeenkoms, jou finansies kan 'n invloed hê. Daar's soveel verantwoordelikhede en dinge wat om jou gebeur, wat jou kan laat terugsak. Ander omgewingsfaktore soos musiek, het ons nou gepraat, is 'n groot een. Boeke of flieks, as jy 'n fliek sien en dit herinner jou aan 'n sekere tyd in jou lewe of iets wat jy gedoen het, dan word dit vir jou 'n trigger wat jou maklik kan laat terugval. En natuurlik moet ons regtig kyk na ons omgewing. Plaas mense om jou wat jou gaan ondersteun en nie gaan kelder nie. Kies jou vriende, kies die mense wat jou omring. Want daardie mense gaan beïnvloed, het 'n groot invloed. Dit is baie moeilik. Ek weet al, as mense by ons kom en hulle doen 'n rookstaakkliniek, as hulle in 'n huis is waar ander mense ook rook, kan ek vir jou sê, dis ongelooflik, dis sekerlik nie onmoontlik nie, want by die Here is alles moontlik, maar dit word ongelooflik moeilik, want nou ruik hulle die rook, hulle sien dit, hulle ervaar dit, en dan word dit vir hulle baie moeilik. So maak dit vir jouself makliker. Tyd vir verandering. Dit is die tyd om te verander. Ons moet gewillig wees om te wil verander. Wanneer jy besef hoe jou ondeug elke aspek van jou lewe negatief beïnvloed, kom jy tot die onmiddellike besef dat daar 'n drastiese verandering gemaak moet word. Maar hoe begin jy? Waar begin jy? Dis nie 'n kort pad nie, dis 'n reis na bevryding. Daar's baie uitdagings, soos ek gesê het, Satan gaan daarop uit om jou te probeer ontspoor. Maar dit is die moeite werd om van dit ontslae te raak. Om van daai pilletjie elke dag ontslae te raak, is die moeite werd. Want daar's nie een pil in die apteek wat nie skadelik is vir jou nie. Behalwe natuurlike goed, maar ja. Ja, maar hulle is nie alle chemiese pille. So, wat is stap 1?
Neem verantwoordelikheid. Hou op om ander mense te blameer. Dit is nie my skuld dat 'n gammy my pelle het gesê ek moet saam met hulle dit doen. Is dit hulle skuld? Is dit hulle keuse? Nee. Dis jou keuse. Hou op om ander mense te blameer. Hou op om 'n kinderlewe wat swaar was te blameer. Hou op om jou vriende, jou sosiale klas, jou moeilike omstandighede te blameer. Die keuse is nog steeds joune. Jy is miskien in moeilike omstandighede, maar jy kan besluit hoe jy daarop gaan reageer. Net jy kan die verandering bring. Geen program wat ons hier voorstel, geen enige iets nie. Net jy, met die hulp van die Here Jesus Christus, kan 'n verandering bring. Amerikaanse outeur Stephen Covey in sy boek het geskryf in sy boek 7 Habits of Highly Effective People, het hy geskryf: ek is nie 'n produk van omstandighede nie, maar ek is 'n produk van my besluite. Okay, ons ken almal hierdie blame game. Maar, dis Boetie se skuld dat ek die lamp gebreek het. Hy het my gejaag. Boetie: nee ma, ek is onskuldig, die hond het my gejaag. Toe stamp ek sissie. En toe stamp sissie die lamp, nou is die lamp stikkend. Ons almal ken hierdie blame game. Nee, dit is nie eintlik my skuld nie. Dis iemand anders wat my so laat optree het, wat dit vir my moeilik gemaak het. En ons moet vas staan in die besef dat net jy is verantwoordelik, want jy het 'n keuse. Al het wat ook al gebeur, jy kan kies hoe jy gaan reageer daarop. Dit help nie ons blameer mekaar nie. Ons moet verantwoordelikheid neem vir die keuse wat jy maak. Jy probeer jouself regverdig of rasionaliseer daaroor, byvoorbeeld met musiek. Jy kan sê ek hou van heavy metal musiek, maar ek leer dat verkeerde musiek jou brein beskadig en jou geestelike lewe afbreek. Ons het gepraat oor musiek nou die aand, gisterand, né? Nou moet ek kies. Gaan ek my musiekkeuse verander? Of gaan ek nuwe kennis wat ek geleer het oor musiek, gaan ek dit wegredeneer of afmaak, sodat ek kan voortgaan om my heavy metal musiek te luister. Dis verander ek my oortuiging eerder as my gedrag. Hierdie is 'n ding wat ons almal geneig is om te doen. Jy kry inligting en jy sê, ja, dit maak sin. Maar jy hou aan met jou gedrag, want dit is baie makliker om jou gedrag, jou waarde te verander, dit wat jy kies en wat jy weet is reg as jou gedrag. So, jy sê vir jouself, dis net makliker as ek aanhou met die musiek te luister. Ek weet dit is sleg vir my, maar moet ek nou rarig dit verander? In plaas daarvan jy sê, ek het gehoor, ek het geleer, ek gaan. Here help my. En dan kom jy by die feit wat jy glo en wat jy doen by mekaar bring. Want anders is wat jy gehoor het en hoor en glo en wat jy doen nie dieselfde nie. Dit is 'n groot probleem. Kan julle onthou wat het Marlo gisterand vir julle gesê? Hoe weet jy of die musiek goed of sleg is? Kom, gou 'n toets hier. André. Die beat. Ja, dis 'n goeie een. Julle het goed geluister. En dan is daar 'n program wat julle moet deurwerk en na kyk. Ja, onthou daai program. Hou op om jou eie leuns te glo. Ons is almal besig om vir homself te jok. Elke ene van jou is jy besig. Ag, dis nie so erg nie. Almal is gewoond aan my so. Ek kan nie verander nie. Ek sal niks oorkom nie, dis 'n klein bietjie. En hierdie is alles leuns wat jy vir jouself vertel en wat jy glo. Jy glo dan hoe meer jy dit vir jouself vertel, hoe meer glo jy dit. Hoe meer jy vir jouself sê, ag ek is okay. Hoe meer glo jy jouself, is jy okay? Nee, jy is nie okay nie. Uiteindelik gaan dit jou rarig hard tref. Ons is gemaak om vry te wees. Kies dan om vry te wees.
Galasiërs 5 vers 1. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Amen. Ons is gemaak om vas te staan. Breek die spel. Gaming kan ons gebruik as voorbeeld. Jou maats vertel jou van 'n nuwe game en jy's baie nuuskierig om daai game te download en na te kyk en te probeer speel, want by gaming raak jy betrokke. En jy begin dan saam speel en jy spandeer al hoe meer tyd daaraan. Jy begin op jou eie te speel en jy word goed daaraan. Jy spandeer Al hoe meer tyd. En jy word werk al Jy spandeer al hoe meer tyd. Jy spandeer al hoe meer tyd, hoe meer tyd daaraan en later meng dit in met jou gaming, met jou gewone werk en jou skoolwerk. En jou normale funksionering. En jy's onder die spel van die game. Jy neem 'n besluit om die spel te verbreek en jy vra vir hulp. Maar hoe breek jy van dit? Jy vra die Here ook om hulp. Jy vra jou maats om jou nie daaraan te trek nie. Jy detox. Dit vat 4 tot 6 weke om te detox van 'n geen skerm. screen time. Hierdie halfuur wat ons of hierdie uur van oggend of Nee, is hierdie nie eens 'n blip 3 dae, 4 dae wat Nie eens julle 'n 5 blip dae nie. wat julle sonder 'n selfoon gaan wees. Onthou diep is nog daai lank. paadjie. Daai paadjie is so diep geloop. Jy moet nou nuwe paadjies gaan bou. Gaan soek, gaan vind. So daarom is dit ten minste 4 tot 6 weke. As jy regtig verslaaf is aan hierdie een, wat jy sonder om het gaan geen, nie eers TV nie, nie enige skerm nie, geen. Want die oomblik wat jy weer daardie trigger kry, gaan jy net weer teruggly in daai paadjie en there we go. So dit is nogal ernstig en ek sê vir julle om 'n screentime verslawing te breek in vandag se tyd is baie moeilik want jy's afhanklik van die ding vir jou werk, vir kontak met jou geliefdes. Maar as jy ernstig screentime verslawing het en jy moet dit breek, moet jy hierdie ding ernstig opneem. En dan moet jy jou 4 tot 6 weke doen. En dan daarna moet jy baie versigtig wees wanneer jy weer terugkom. Want hoe lyk daai beheer wat jy nou gaan toepas as jy terugkom? Want dis binne 2 dae is jy weer terug waar jy begin het. Dan jy daai 4 weke of 6 weke verniet gedetox want jy's weer terug daarin. En na die druk dan word dit weer erger, né? Dan word dit nog erger as wat dit voorheen was. So jy moet beheer wat jy kyk. En bly by jou reëls wat jy vir jouself opstel. Stel vir jouself. En hier is hoe jy reëls kan opstel en hoe jy dit vir jou kan laat toepassing vind in jou lewe. Wat is die definisie van matigheid? Ons het nou al daarvan gepraat, wie kan onthou? Veral julle jeug, ons het baie daaroor gepraat. Wat beteken dit om matig te wees? Maar ek kan mos 'n bietjie alkohol drink, ek is alraai. Kan 'n alkoholist dit sê? Nee. Jy kan nie verkeerde goed matig gebruik en dink dis nou matigheid nie. Vermy die verkeerde goed totaal, haal dit uit jou lewe uit. Die goeie goed kan jy ook misbruik. Jy kan te veel eet, selfs van vrugte en goeie goed. Jy kan te veel eet daarvan. So dit moet jy matig gebruik. Die goeie goed moet jy matig gebruik, maar los die slegte goed uit, heeltemal. So maak 'n lys van die gesonde opbouende gewoontes wat jy in die plek van hierdie ondeugende, in die plek van jou verslawing kan gebruik. Maak 'n lys, gaan sit en dink, wat is goeie, gesonde gewoontes wat ek kan doen in die plek van, kom ons praat nou maar weer van screen time. Ek kan in die natuur gaan stap. Ek kan iets opbou waar ek is. Of ek kan op die plaas iets gaan doen. As jy op 'n plaas en so ver, of afs in die dorp. Daar is soveel dinge wat jy kan doen. Lees 'n interessante boek, maar oppas, boeke kan ook 'n verslawing word. So kies mooi, kies versigtig wat jy gaan doen, want baie mense verplaas hulle verslawing net van die een na die volgende ding. Ek het al baie mense gesien wat
rook, dan begin hulle kaugom kou, nadat ze verslaaf aan die kaugom, en dan kom hulle by my man uit met hulle tande, en dan sy hulle tande heeltemal opgekou van die kaugom. So, dit help nie, jy gaan iets kies, wat ook negatief is nie. Bly soek vir dit, wat jou kan help, wat positiewe is. Praktiese dinge, wat vir jou nuwe genot in die lewe gaan gee. Of om die energiedrankies te los, nee, eerder om die rook te los en oor te gaan na energiedrankies. Ja, gaan nie werk nie. Dit is seker die grootste skade wat jy in jou tande kan doen, van my oogpunt af. Ja. Energiedrankies. Ongeag van wat dit aan jou liggaam ook kan doen. Ja. 1 Korintiërs 6 vers 12 sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal nie, maar ek sal nie deur iets, maar ek sal my nie laat deur iets laat oorheers nie. Dankie, Shalemai. Ek sal my nie laat deur iets oorheers nie. Mag ons nie oorheers word deur die sondige neigings nie. Vind nuwe bronne van plesier wat opbouend is. Skryf vir jou 'n stokperdjie. Begin 'n projek. Familieprojek. Kom meer in die natuur uit. Doen uitstappies saam. Ons het nou 'n bergklim ekspedisie op pad, waarvan my seun ons ingepraat het. Maar nou ja, ons probeer nou maar saam oefen en kyk wat ons daarmee kan aangaan. Maar ja, ons sien uit daarna. Hy was so ruk terug op die No Guts No Glory kamp. Wie het al daarvan gehoor? Okay. Nou No Guts No Glory is 'n Bible bootcamp wat hulle in die middel van die winter in die Drakensberge hou. Dis raaf. Anton en Warwick was daarop. Miskien het van julle vir Anton en vir Warwick help sponsors. Ons sê baie dankie want dit was wonderlik, maar raaf. En terwyl hulle daar was, het hulle al hierdie dinge geleer wat hulle gehelp het. En dit was vir hulle so opwindend. Maar toe hy nou terugkom, toe sê hy vir my ma, ons kon nie die plekke heen gaan wat ek gaan nie, want die groep was moeg, hulle kon nie dit hanteer nie, hulle wou net huis toe gaan. Kom julle saam met my. Julle moet saam met ons kom klim. Wag bietjie. Jy verstaan, ons is nou al hier in ons 50s. Nee, maar julle moet oefen. So nou het hy ons hier in 'n oefenprogram. Hy oefen, ons almal oefen, sodat ons fiks genoeg wees om hierdie bergklim te kan doen. Ons gaan Monks Kel klim en ek is goed benoud. Ons gaan 2 nagte daarbo slaap. En as ek nou, dit was eintlik 'n goeie ervaring nou, want ons het nie veld geslaap en ek het gesien, ek kan eintlik oorleef. Maar ja, kry iets wat jou as gesin en jou vriendegroep, of selfs net individueel, stopperk iets wat jou gaan besig hou. Hou dagboek. Hou 'n dagboek. Vir al my health coaches sê ek, hou 'n dagboek. Nie net van wat jy eet en dit en alles nie, maar van alles. Veral as jy 'n verslawing wil oorwin, hou 'n dagboek oor jou gevoelens. Hoe voel jy as jy hierdie craving kry? Wat gaan in jou kop aan? En dan as jy na 'n week terugkom of na 'n maand terugkom en jy kyk na wat jy voorheen beleef het en wat dit nou is, kan jy duidelike verbetering sien. Jy kan die groei sien, anders sou dit net oor jou kop gewees het. Maar die dagboek bring dit vir jou uit. So doen moeite om 'n dagboek te hou, om hierdie dinge vir jouself te kan verwerk en vordering te sien. Kyk op jou foon na jou digitale well-being, digital well-being, en sien hoeveel tyd het jy op Facebook of YouTube of Instagram spandeer. En kom tot 'n besef, maar daai tyd kon ek dalk vir iets anders gebruik het. En dan stel vir jou doelwitte, jy kan doelwitte daarop stel. En dit kan vir jou blok na 'n sekere tyd, as jy sê ek gaan net 'n uur sosiale media is. En as die uur opkom, dan kom die foon op, of die slaaptyd, dan sê vir jou sleeping mode, hy gaan nou oor in sleeping mode. Maar uiteindelik, dissiplineer jouself. Dit is seker 'n strategie, maar uiteindelik moet jy besef dat jy gaan geïrriteerd raak met daai sleeping mode en hom afsit. Hoekom? Want jy kan. Want jy het nog nie deur dit gewerk hoekom jy verslaaf is en hoe om dit regtig te verbreek nie. Jy het nie daai detox gehad nie. Onthou, jy kan mense wat regtig verslaaf is, kan selfs ophou om vir ander mense te bewys en hulle self te bewys dat hulle nie regtig verslaaf is nie. Ek kan ophou. Kyk. Ek sal vir 2 weke nie game nie. Ek sal vir 2 weke nie coke drink nie, whatever. Maar uiteindelik
kom hy terug, want hoekom? Jy het hom nog nie verwerk en deurgewerk nie. So jy moet daadwerklik hom eers deurwerk, voor jy op die stadium kom wat hy nou sê, waar jy kan terugkom en sê, nou gaan ek het beheer en jy gaan vir jouself baie streng reëls daar moet sit, sodat jy en daarby hou en jouself verantwoordbaar maak gewoonlik teenoor iemand. Sê maar byvoorbeeld, jou man, jy is heeltyd op jou foon en as jy sê vir jou man, luister, gee vir my 'n kodewoord, as jy sien ek is te veel op my foon. Sodat jy kan weet, daar is iets wat, ek was nou lank, ja goed, ek het besluit, ek gaan dit neersit, sit dit neer. Sodat daar 'n samewerking is, onthou die mense om jou, is baie, baie belangrik. Kai, Marushka, hier is jou afdeling, Marushka is ons, ek wil sê gym-instructrice, maar eintlik ons fiksheidsexpert, sy laat ons daar rondspring en aangaan, en sy is baie goed hierin. As jy buite oefen nog, in sonlig, en jy kry die vars asem in, is dit rarig nog beter vir jou. Maar, kry oefening. Hoekom is oefening so goed vir jou? Marushka, kan jy gou vir ons verduidelik? Ja. Dit is 'n kroek. Limfatiese dreineringsstelsel. Alles daar goed aan die gang. Alles, ja. Die groot ding is, wanneer jy verslaaf is aan iets en jy doen dit, dan word daar dopamine en endorfine afgeskei wat jou laat lekker voel, jy kry lekker voel. Nou het jy dit gelos. Nou voel jy ontneem, deprived, né? Jy voel, man, kyk hoe lekker sit hy ou op sy foon. Maar as jy iets kry wat die plek kan vat, soos oefen, wat ook vir jou daai endorfine en goeie gevoel, hormone gee, dan gaan jy dit minder swaar kry. Dit gaan vir jou makliker word. En ons almal moet oefen, al stap jy net om die blok en raak net meer aktief. Stop verder van die winkel af, sodat jy moet loop. Enige strategie om jou fisies aan die gang te kry, gaan jou ook help om jou verslawing te verbreek. Goed, 'n kontrastort of 'n pad. En nou, hierdie is baie belangrik. Wanneer jy, ons leer ook die mense wat as ons help om rookvry te kom, wanneer jy voel daai craving kom, gaan vat as dit moontlik is 'n kontrastort. Dit beteken, jy gaan 3 minute warm, 30 sekondes koud. 3 minute warm, Yskoud, warm water heeltemal. Warm en koud. Asseblief as jy diabetes, moenie hom so warm en koud maak nie, maar die gewone van ons kan hom lekker warm maak en lekker koud. Jy moet gaan, ja, dis koud. Ek beloof jy, teen die 3de keer wat jy dit doen, is dit nie meer so koud nie. Want baie keer sê ek vir die mense, doen dit, en dan sê hulle, nooit, ek kan nooit in koue water stort nie. Nou as jy nie daai klein bietjie ongemak kan verduur om net vir 30 sekondes in koue water te wees nie, wat se kans het jy om enige ander ongemak in die lewe te kan hanteer? Dit leer jou brein hoe om ongemak te hanteer, want ons kom almal in ongemaklike situasies, en om 'n verslawing te verbreek is baie ongemaklik. Dis hoekom ons oorlewingskamp gehou het. Ons moet daai ongemak ervaar. Dan leer jy daardeur. Daai contrast shower, as jy voel jy begin nou net bietjie siek word, gaan doen 'n contrast shower. Dit verhoog jou immuunstelsel geweldig en jy kan daai siekte afweer. Jy moenie my praatjie van vanmiddag oorneem nie. Vanmiddag gaan ons bietjie oor detox praat. So kom luister, dan gaan ons hoor hoe om jou liggaam te ontgif. So kom, dan praat ons meer daaroor. Lees, en nou kom ons seker by die belangrikste uit, is lees jou Bybel. Kwaliteit tyd, saam met God, is seker die belangrikste. En kry vir jou goeie literatuur wat jy kan lees, wat jou kan ondersteun, en jou gemoed op die regte plek ook sit, waar die Heilige Gees ook saam met jou teenwoordig kan wees, en verbreed jou kennis daardeur. Luister na musiek, musiek is magtig. Oppas, dit kan ook 'n trigger wees, maar kalmerende musiek maak jou rustig, en as jy moeg is, luister na energieke musiek. Mens kry goeie energieke musiek wat jou kan ophef. So, dit kan jou regtig help
om goeie keuses te maak as jy by jou Wil verslawing net kom. teruggaan na daardie lees jou Bybel, want dit verhoog jou IQ, jou intelligensie. Ons het nou gisterand daaroor gepraat, hoe slimmer het mense geword. Ene persoon wat sy IQ was te laag om 'n dokter te word, het dit verhoog en hy's 'n gekwalifiseerde dokter net deurdat hy sy Bybel gelees het. Beloon jou geself ook gereeld en hou jou brein bedraad vir die positiewe dinge. Beloon dit met die positiewe. Matig, opbouend, waardevolle belonings. Mag dit Wat net sou julle matig sê is 'n wees. goeie beloning? Kom ons hoor, wat dink julle? Wat is 'n goeie beloning vir jouself? O, ek gaan gou 'n stuk koek eet. Dit was mos nou, ek het geslaag. Is dit 'n goeie beloning? Wat sou julle sê is 'n goeie beloning? Sê weer? Middagslaapie. O, ek hou van daai een, veral met 20 tieners om jou. Slaap is belangrik. Waar Klemon? Ja. Jy gaan moet bietjie dink, wat is vir jou kosbaar en belangrik en gaan kyk watter belonings gaan vir jou werk. OK? Miskien is dit kwaliteit tyd saam met pa, gaan stap in die natuur. Miskien is dit, ek gaan bietjie saam met mamma shopping doen, as dit nou net nie shopping is wat jou verslawing is nie. Tyd saam met mamma. Of wat dit ook al is, ek gaan bietjie by iemand kuier, saam met iemand kuier, iets saam doen. Iets wat vir jou van waarde is, soek 'n beloning wat vir jou gaan werk. Of beloon iemand anders. Ja, dit ook. Doen 'n besoek. OK. Wanneer jy in 'n krisis is, kyk jy in na jouself, né? Maar eintlik gaan dit help as jy uitkyk uit jouself uit. As jy iemand sien wat swaarder kry, wat hulp nodig het. As jy daai altruïstiese, onselfsugtige ingesteldheid het, dan help dit jou cope. Jy dink jy doen daai oue guns, maar jy's eintlik besig om jouself te help. Jy sien iemand sukkel, gaan help hom, want dit trek die aandag af van jou eie struggle, jou eie stryd. So gaan soek iets wat jy kan doen. In die kerk is daar baie programme waarby jy kan inval en deel word. Of dit nou is om armes kos te gee, daar by ons het ons groot projekte daarmee aan en ook het ons kindertjies wat ons klas gee. En partymal is dit harde werk, maar dis ook ongelooflik waardevol en heerlik om so vir die Here te werk. En dit is wanneer jy uit jouself uitkom. Dit dan ek al klaar gesê. Ek het klaar eintlik gepraat met julle oor kry professionele hulp. Dis nie skande nie en as die finansies bietjie druk, besef daar is 'n prys aan, maar die prys kan nie vergelyk met die bevryding wat jy daardeur kan kry nie en die verlossing wat jy daaruit kan kry nie, want dit kan jou keer van siektes en slegte gewoontes om daarvan bevry te word. Baie keer praat ons sê maar kry vir jou alternatief met medikasie gewys. Jy drink jou cayennepeper of wat ook al. Dis goedkoper as wat jy daai chemiese medikasie van die apteek kry, want dit maak jy nog verder siek. En as jy eers in daai stelsel beland, dis baie duur om daar uit te kom. En onthou nê, jy kan met die Here se hulp vrykom. As finansies 'n probleem is, bid. Here, help my. Ek het finansies nodig, ek het counselling nodig of wat ook al jy nodig het. En jy gaan nie glo die deure wat die Here vir jou gaan oopmaak nie. Bid. En moenie net een keer vra nie, hou aan vra. Uiteindelik gaan die Here vir jou deure oopmaak en daar gaan ondersteuning kom soos wat jy nie kan glo nie as jy ernstig is daaroor om vry te kom. Natuurlik. Hierdie is waaroor ons alles is, nê. In die Bybel, as jy dit studeer, sien jy hoeveel karakters wat hoeveel ongelooflike moeilike omstandighede moes deurwerk en dit oorwin het. En jy sien hoe swaar was dit. Ek dink altyd aan Josef. Julle het moeilike tye deurgegaan. Dit gee my so moed om te sien hoe hy en Moses en Josua en al hierdie mense gestoei en gestry het om hulle krisisse te hanteer, om deur hulle moeilike tye te kom. Dit gee my so moed. Daarom, gaan lees dit, gaan studeer dit, gaan maak seker dat jy verstaan, hoe het hulle dit reg gekry, want dit is vir jou ook beskikbaar.
So daar lê krag by God. Oneindige krag by God. Om versoekings te weerstaan. Vra hom om jou te vergewe vir daardie sonde wat jy teen jouself en uiteindelik ook teenoor hom gedoen het deur verslaaf te word. Maak nie saak aan wat dit is nie. En vra sy hulp. Here, ek wil vrykom. Maak my vry. En jy gaan elke dag daardie besluit moet herhaal. Jy gaan moet opstaan en sê, Here, ek kies om vandag vry te kom van my verslawing. Elke dag. As jy een dag oorslaan, gaan daar moeilikheid wees. Maar gelukkig, as jy val, bly jy nou maar daaronder. Jy kan weer opstaan. So, moet ook nie moedeloos word wanneer jy val in versoeking nie, maar klim net dadelik weer terug op die bus. Sê, ek kies om nie te val in hierdie verslawing. En sonder geloof is dit moeilik om God te behaag. Rarig? Is dit moeilik? Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hebreërs 11 vers 6. Eerste Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle krag versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit kan verdra. God bring die uitkoms. God gee die antwoord. Verslawing vernietig verhoudings, jou gesondheid, jou finansies, jou energie, beskadig jou samelewing om jou, die mense om jou, verhoudings, dit breek die bande. Dit vernietig, vat geluk weg en die vreugde weg, beroof jou van jou menslikheid, jou karakter, jou eie, jou persoonlikheid. Identiteit, dis die woord, identiteit. Dit stel jou toekoms op aarde. Dit steel jou van jou toekoms en die van die hemel as in af. Dit hou geen voordele in nie. Verslawing het geen voordeel nie. Dit bring uiteindelik 'n Kry die krisis. antwoord by God. Breek vry van verslawing is 'n lang, harde pad. Daar sal dae van oorwinning wees, as ook misleiding. Hou aan veg, moenie moet opgee nie. Elke dag is een nader aan bevryding. Maak die regte vriende wat jou help in die pla nie. Moenie in die swaar kry van nou vaskyk nie. Weet dat vorentoe is daar hoop en bevryding en vreugde. Ek wil graag julle uitdaag om vandag nog 'n vaste besluit te neem om alle verslawings wat jou terughou te breek. Alle bande waarmee Satan jou bind te verbreek. Want hierdie is sy plan, Satan se plan, om jou weg van God af te vat. Jy kan met God se hulp vrykom, jy kan. Daar is hulp by God in jou omgewing. Daar is mense wat omgee. As jy hulp nodig het, vra, soek. As die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Johannes 8 vers 36. Johannes 8:32. Johannes 8 vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Waarheid maak vry. Vra God om hulp. Bid tot hom. Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Matteus 26 vers 41. Ons het 'n boekie saamgestel. Ons het ons inligting gekry vanuit Youth Alive Portal, Dr. Katja Reinhardt.
En ons het hierdie boekie daar uit saamgestel en hierdie boekie is 'n klein werksboekie. Vat hom en werk hom deur. Hy het plek waar jy in kan skryf, as dit nie genoeg is nie, vat 'n dagboekie by. En werk deur hierdie boekie. Net daar, ja. Hoor, steek jou hand op as jy graag ene wil hê. Right. Werk deur hierdie boekie. Want dit gaan jou help, dit gaan vir jou daai gereedskap gee wat jy nodig het om vry te kan breek. Maak nie saak wat jou verslawing is nie, soos die bubble wrap, is dit 'n metafoor vir enige verslawing. Werk deur dit. En agterop is daar bronne van hulp. Ons leraar en ons het ook vir Leon en Leonie hier van Sanctified Life Ministries. Julle kan my kontak. Daar is Nandi Fleming, sy is 'n Christelike counselor. Daar is baie hulp beskikbaar. As jy nog steeds nie regkom nie, bel my en vra, hoe kan ek hulp kry? Want daar is hulp. Daar is werklik hulp. Moenie vasgevang bly in verslawing nie. Breek los. Come out of sadness wherever you've been. Come broken-hearted, let rescue begin. Come find your mercy, O sinner, come kneel. Earth has no sorrow that heaven can't heal. Earth has no sorrow that heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart, come as you are. There's hope for the hopeless and all those who've strayed. Come sit at the table, come taste of the grace. There's rest for the weary, rest that endures. Earth has no sorrow that heaven can't cure. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart, come as you are. Come as you are. Fall in his arms. Come as you are. There's joy for the morning, oh sinner, be still. Earth has no sorrow that heaven can't heal. Earth has no sorrow that heaven can't heal.